so 'n week of 2 terug het ons 'n oom in ons gemeente wat oorlede is, en toe vind ons uit, wat een van ons geweet het nie, dat hy na die vullis, waar ons hulle vullis weggooi, het hy gery elke dag, en hy het gaan brood koop, en dan het hy na die plek toe gery, en dan het hy nou vir die ouens gaan kos gee daarson. So as 'n ou nou, niemand het van dit geweet nie, ou vind dit toe nou uit nadat die oom dood is, niemand het van dit geweet nie. Sê goeie hallo Gerrie. Hallo Rias, as ek nie wakker was nie, dan is ek nou Ja, wakker. nee, verseker, maar ons het nou laasweek gepraat oor die Geklappery. klappery en ons Gelukkig klap jy my nie. Ja. Wat is daai ding met hulle idee staan, dan staan jy oor dan. Ja, power slap. Power slap. Moet ons 'n bietjie meer Ja. viewers kry met Ja, power slap. Maar ek sal eers die ene slaan en dan hardloop. Ek dink ons moet 'n kerkliga begin. Kerk. Kry al die pastore en dominee bymekaar. Ja, maar dit gaan problematies wees, want die kerkleer, as jy die een wang slaan, dan moet jy die ander een draai. Presies, maar dink net hoe vol sal die kerke wees. Dink, dis 'n nuwe manier om te evangeliseer. In elk geval, op daardie noot, ons praat oor liefde. Ons praat power slap liefde. Ja, power slap liefde, 5voudige liefde. Om met 'n oop hand jou broer te groet en nie 'n oop mond nie. Maar dis nou 40 dae van liefde en dis hierdie pragtige storie van hoe ons groei in liefde, want liefde is ons saglik moeilik. Ek weet nie Gerrie, jou 40 jaar of van getroud wees. Ons 40 jaar. Nee, baie dankie, Rias. Hoe lank is jy nou getroud? Verskoning. Langer as jy, dankie. Ja, jy verstaan seker die hoe om liefde uit te leef beter as ek. Ja, gelukkig hopelik kyk my vrou nie na hierdie pot gooi nie, nee. Dit is nogal 'n vrees. Die praktyk van liefde is 'n uitdagende ding, man. Dit is nie maklik nie. En dis die gevaar nou van vandag se potgooi as ons vrouens enigstens luister. En dan gaan hulle vir ons vra maar luister. Dis daai imposters. Jy het nou hierdie gesê en waar is hierdie mens wat jy van praat? En dit is vir my die ding van hierdie boodskap is ek nou belang met hom gesit en as jy kyk en al gaan Google jy net hoe om lief te wees vir iemand, dan kom jy wêreld met 80,000 goed. Ek dink een van die groot goed is daai wat ek in die preek ook na verwys het in die hoe kan jy sê in the immortal words of wat sy naam Bruno Mars. I'd catch a grenade for you, throw my hands on a blade for you, I jump in front of a train for you, you know I do anything for you. In die wêreld sê vir jou al, weet jy wat liefde is, die volgende prentjie. Dis hierdie uitspattige aanvaar alles en dis alles te doen met my emosies, alles met te doen hoe ek voel. En as ons vandag praat oor die beoefening van liefde, is dit nie noodwendig daai prentjie. Dit nie, want die prentjie van Jesus in die tuin van Getsemane is die bloed, die trane, die sweet, die beker wat hier voor my is 'n moeilike ene, maar dit is waar ons dan nou fokus op liefde. En veral met Johannes 13 vers 34-35 wat ons baie goed nou al ken met die boodskap is ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê en as ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Dit is hoe julle almal sal weet dat julle my disippels is as julle liefde teenoor mekaar het. En nou daai is 'n moeilike ene. Ja, jy kan nogal sien dat wanneer Johannes Jesus se woorde hier sal neerskryf, dan haal hy die emosie uit, né? Ja. Dis nie van as jy so voel of as die persoon dit doen nie, dit is 'n opdrag. Ja. En ek dink dis een van as ons praat oor om liefde uit te voer, die praktyk van liefde nie, dan kom dit is een van die boublokke van dit is dat liefde is 'n besluit. Ja. En ek dink dit is grootendeels waar ons as gelowiges verskil van wêreldse liefde, want wêreldse liefde word baie gebou op emosie. Ek bedoel, ek sal 'n grenade vir jou vat as ek so voel. Ja. Jy weet, maar Jesus praat iets van heeltemal anders. Dis hierdie besluit. Hy sê julle moet mekaar. Hy gee ons nie 'n opsie nie. Nee. En die bron van dit is God. God is liefde en vanaf dit is ons lief, nie vanaf die gevoel van Ja, die emosie, die gevoel, emosie van liefde. Die dag, die oomblik, wat jy doen, wat jy nie gedoen het nie, wat ek doen. Dis julle moet mekaar lief hê. En dan hy laat nie opsies daar oop nie. Hy laat nie ruimte daar vir 'n bespreking of een of ander teologiese debat oor die Griekse woord of die konteks hiervan nie. Ja, hy sê julle moet mekaar lief hê en dan gee hy vir ons daar 'n definisie van hoe ons dit moet doen, soos wat ek julle lief gehad het. Ja. En hoe het Jesus ons lief gehad? Ja, nee, ek dink almal kan vinnig sê om jou lewe te gee, maar dis die liefde van Jesus is eintlik so eenvoudig soos 'n wit brood, want dit is wees lief vir mekaar en dit is hoe jy moet leef vir mekaar, maar ook so ingewikkeld soos 'n soufflé. Dink kan ook mekaar inval. Jy het hierdie twee goeters van, ek weet nie om enige van die twee te bak nie, maar nietemin dat jy daai
regtig nou hoe, en ek die gedig wat ek gelees het, of van Elizabeth Barrett Browning, is hierdie, ons ken liefdesgedigte, ons ken Roses are red, violets are blue, of sy het soos, how do I love thee, let me count the ways, I love thee to the depths, the breadth of and height, my soul can reach when feeling out of sight. Dis hierdie pragtige groot woorde, en die definisie is dit, op die uiteinde, jou mees intiemste liefde is, as jy daai tyd opoffer met iemand wat moeg en vuil en niks vir jou kan gee nie. Dis hierdie gebrokenheid, dis daai van voor mekaar te tandeborsel. Dis 'n ander tipe ding wat die Here van praat, want hy het nie net van die hemel af na aarde toe gekom lief te wees vir ons nie, hy het van sy huis, sy lewe, sy ma en pa, die skrynwerk besigheid gegaan en gesê, weet jy wat, ek gee dit alles op, om te wys dat liefde is 'n opoffering. Dis 'n manier van leef, is 'n manier van doen, nee, Ons het nou so 'n week of twee terug het ons 'n oom in ons gemeente wat oorlede is, en toe vind ons uit wat een van ons geweet het nie, dat hy na die vullis, waar ons hulle vullis weggooi, het hy gery elke dag, en hy het gaan brood koop, en dan het hy na die plek toe gery, en dan het hy nou vir die ouens gaan kos gee daarson. Ongelooflik. So as 'n ou nou, niemand het van dit geweet nie, ou vind dit nou uit nadat die oom dood is, niemand het van dit geweet nie, en dan praat ons van hoe lyk liefde. Ja. Dit is nie net daai gevoel nie, dit is 'n aksie, nie? Dit is iets wat ek doen, iets wat ek, dis 'n manier van leef vir jou. En ek dink grootendeels, dis een van die fundamentele verskille tussen wêreldse gevoel van liefde en dit wat Jesus vir ons gemodelleer het. Dat dit gebou is op ander fondasies, op 'n ander manier van doen. Niemand sien dit altyd nie, niemand weet daarvan nie, maar dit is diep. Dit is reg, en dit maak 'n verskil, nie? Dit bring verandering, want ek dink liefde wat nie jou beweeg om anders te wees, of om beter te wees, of om 'n verskil te maak nie, is kunsmatig. Ja, en ware liefde, die opofferende liefde kos iets. Ja, absoluut. Die liefde van God, wat ons mekaar moet hê en vir ons bure moet hê, bring waarde na die tafel toe. 'n baie oppervlakkige wêreldse liefde bring nie regtig waarde nie, dit bring emosie, dit bring 'n goeie gevoel, maar om te vra, hoeveel waarde bring my liefde na die tafel toe, soos om mense te voed, om vir hulle te wys, is iemand wat omgee, en dan te sê, dit kos iets vir my. Liefde kos iets, dis ons tyd, ons gemak, dis ons trots baie keer, want dit is maklik om vir iemand verskriklik mooi lief te wees, wie verskriklik alles, dit is maklik om my vrou lief te wees, dit is pragtig. Vir party mense om my, ons het 'n uitdaging met daai, want ons, ek het dit toevallig vanoggend gelees, ek dink Spurgeon wat dit gesê het, hy het gesê, you either a missionary or an imposter. As hy van gelowiges praat het, you either a missionary or you're an imposter. As hy praat van missionary, praat hy van die storie van Jesus vertel, die liefde van hy sê, as jy dit nie doen, dan is jy 'n imposter. Dit bring dit baie naby in die hart het, nee, want hoeveel van ons is eintlik maar net imposters. Want om 'n missionary te wees, dan moet ek die storie van Jesus vertel, moet ek lief hê soos wat hy vertel. En as ek nie besig is om dit te doen nie, dan sê hy eintlik is jy 'n imposter. Dis nogal 'n kras definisie van dit wat om 'n gelowige te wees net, nie? Ja, want wat maak ons anders? As ons nou kyk na die storie van liefde en die manier hoe ons dienste hardloop byvoorbeeld. Jy kan tegnies gesproke, as jy na 'n kerkdiens kyk, en hierdie is nou baie debatte oor die nut van 'n kerkdiens, wat baie mense sê, want jy het iemand wat navorsing gedoen het en tyd gespandeer het in God se woord wat 'n boodskap gee. Jy het musiek wat goed is, jy het 'n bietjie koffie drink. Alles hardloop tegnies om die mense. Jy kan baie van die goed alleen by die huis. Jy kan 'n paar kommentare of 'n YouTube video of so kry en dit kan jy kry. Jy kan miskien 'n mooi liedjie luister by die huis. En die groot ding wat daar mis is liefde. Want hoe lief is jy vir ons is lief vir die woord van God, maar hoe lief is jy vir 'n kommentaar, of hoe lief is jy vir of hoe lief is daai vir jou? Wat is liefde is nie alleen nie, nê? Nooit. Liefde is nie alleen nie. As jy hoor wat ek sê, dit is alleen, maar is nie alleen nie. Ek dink dit word vervolmaak wanneer dit iemand anders as 'n gebrokenheid ontmoet, wanneer iemand anders dit beleef wat in my hart is, want as ek net lief het hier binnekant en dit kom nie na buitekant nie, dan is dit half 'n onvolmaakte belewenis net, nee? En dis die wonderlike ding van God se liefde. Dit was nie net in die hemel gehou nie. Ja, dis gebou vir dat dit wêreld toe gekom, dat dit kom klere aantrek, dat dit ons skoene aantrek, dat dit kom vuil word tussen ons, in die stofstrate kom loop net en in 'n kruis gesterf. Anderstens, miskien my woorde mooi kies net, was God se liefde beperk gewees, as jy hoor wat ek sê, nooit tot in die hemel, maar dit het tot volle openbaring en volmaaktheid gekom, toe dat hy in die wêreld toe gekom het, en daai selfde verantwoordelikheid is op ons skouers, van die manier van hoe ons liefde lees het, want liefde in die praktyk sê dat ek met myself lief hê, maar dan moet ek my naaste lief hê soos ek self
Ja, daai ek moet sê in die praktyk van liefde, die oefening van liefde om dit uit te oefen is daai wees lief vir jou bure soos jouself. Daai is 'n moeilike ding, maar ek's nie dis wat dit maklik vir my maak wat ek al vir mense sê ek is baie lief vir myself meeste van die tyd hier, so dan is ek ook nie baie lief vir jou nie. Ja. En die hele idee van God se liefde en om liefde te beoefen is om die punt te kom dat die liefde wat jy vir jouself het is ook nie menslik nie. Ja. Dit is van God af om te sê God het 'n prys betaal om vir jou te wys jy het waarde. Ja. Daai is die liefde wat dan in jou oorspronklik moet wees, jou fondasie moet wees en dan terselfde sien jy maar God het 'n prys vir daardie persoon betaal. En al voel ek nie eers so nie, is daar hierdie tyd en opoffering nodig om vir mense te wys daar is iemand en nie net mense nie, maar 'n God ook wat vir jou verskriklik lief is. Kom na hierdie veilige plek. Dit is ons hele missie by die gemeente is hierdie veilige plek, maar ook vir die oefen van liefde, die praktyk van liefde is dat skep jy 'n huis. Dit hoef nou nie jou persoonlike huis te wees nie, want ons weet party van ons leef maar anders. Jy gaan dadelik by ons huis aangeval word deur 2 spaniels en 'n baie groot kat. Maar dis my huis. Dis my veilige plek. Ek kan daar instap en ons het nou wat 3 maande daarin en ek kan nou voel dit is ons huis. Dit is waar ek wil wees, dis waar ek veilig voel, dis waar ek geliefd voel en Waar jy self kom wees. ja, in die praktyk van liefde, ja, dis waar ek 'n kortbroek kan aantrek byvoorbeeld. Ek sal 'n foto nog kry van daai. Ja, daar is mense wat berig dat dit moontlik is. So in dieselfde as ons praat van liefde is dat eerstens, ja, besef wat God vir jou lief is en het jy daai gevoel van 'n huis, maar dan as ons aktief liefde beoefen, moet ons sê hoe lyk daardie huis? Hoe lyk die kamer wat jy vir iemand maak om in te bly? Dit is ek onthou nog so mooi toe ons universiteit toe gery het. My suster het so 2 deur Fiesta gehad. En iets gebeur toe en terwyl sy bestuur en die kar flip om oor 'n draad en ons land toe op ons wiele en soos altyd ek stamp my kop en my toe meisie nog nou vrou het hier seer gekry en ons groot ongeluk, ons kan nie verder ry nie. En toe daar die dorpie naaste is daar toe mense wat ons bietjie van ken wat ons toe inwelkom, hierdie 2 19 jaar oues en hierdie 1 21 jaar oue wat net sê welkom hier en die gevoel van huis was so dat ek kon net liefde voel. Ek kon na hierdie groot vrees, groot trauma, na die gebrokenheid het iemand net vir ons hulle deure oopgemaak en vir ons lief gewees. Die gevoel van huis en dit is tasbaar. Daai vir my is altyd 'n ding. Ek kan verskriklike groot woorde spreek en ek kan vir jou mooi goed vertel oor hoe oulik jy is. Maar as ek vir jou nie vir jou die gevoel van huis gee nie, en dit is in 'n diens, dit is in 'n koffiewinkel, dit is op straat, as ek nie vir jou daai broodjie kan gee dat dit bietjie soos huis voel nie, dan mis ons die punt. Dan is ons maar net 'n Netflix series wat iemand sê, dit was oulik, maar ek kan nie eintlik onthou. En dit slaat my nou redelik, ek weet nie van jou nie Gerrie, dit was 'n bietjie langer terug. Ek probeer onthou wat die dominees en pastore gepreek het toe ek jonk was. Nou ek weet my geheue sukkel bietjie, maar ek kan nie baie van die boodskappe onthou nie. Baie veroordelend. Ja, en toe ek nou dink, maar die oomblikke toe iemand 'n geestelike leier vir my lief was, vir my Rias, vertel my jou 'n storie, Rias, wat is dit wat op jou hart is? Ek onthou daai gesprekke. Ek kan net vir jou neerskryf. Want daar is liefde aangekoppel. Maar soos ons aan die einde kom, dan wil ou amper half weer spreek wat ons in die begin gesê het, want liefde is ook tog 'n emosie. Ja. Dis 'n gevoel wat ek hier binnekant ervaar en beleef, 'n egtheid, 'n veiligheid, en ek bedoel dis wat Paulus probeer sekerlik sê hier in Korintiërs 13, nie? Ja. Hy seker al hierdie alle goeders doen en kan in tale praat en ek kan maar eintlik as ek nie die liefde het nie, is dit tasbaar is, as ek dit nie voel of beleef nie, dan beteken dit absoluut niks nie, Rias. Nee, dit is die grootste uitdaging wat ons het, is om in plaas van net vir iemand iets te sê, hand op hulle skouer te sit en vir hulle bid, om ook woorde te bring, want daai woorde van wysheid is nodig, maar terselfdertyd te sê, wat is die koste aan hierdie, doen ek 'n kosteberekening van die mense wie ek dit doen het, of is dit maar net 'n daaglikse ding, en daai nuwe gebod wat gegee het, julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. En Jesus het vir baie mense gesê, luister, gee alles of jammer, dit is ook liefde. Ons moet dit altyd onthou, dis nie net van, okay, jy wil nie alles gee nie, dis okay nie, of, ek wil my geliefdes gaan begrawe, weet jy wat, laat hulle ding doen, kom jy saam. So liefde het dit, daar's soveel dimensies van dit, maar weer eens, en dis ons nou afsluit met daai mooi liedjie van Lorika Raug, en ek gaan almal uitnooi om te luister, die huis is nie jou adres nie, dis waar jou mense is, dis die kamers wat bietjie stof het, of 'n kraak hier het, of so. Ons as liggaam van Christus moet dit wees, ons moet huis wees, gegewe, jy kan nie 'n leeu noodwendig altyd eers in jou huis toelaat nie, party mense byt,
maar liefde hanteer iemand anders. Ja, absoluut. En ek dink dit is ons groot ding van hierdie 40 dae is dat jy anderster na die lewe kyk, na mense kyk. Jy kan verstaan wat is die diepte van die liefde wat jy kan gee, wat uit jou uit kan vloei. En dan ook dan sê ek sal deur al hierdie pyn gaan. Ek sal 'n bullet reg in my brein vat. Ja, ek sal doodgaan vir jou baba. Maar jy sal nie dieselfde doen nie. Nee. In elk geval, daai woorde is wonderlik. Soos ek onthou nog ter afsluiting iemand sê ek dink was soos 2014 se Afrikaanse liedjie van 'n jaar wat is die lekkerste ding om te doen? Ja, wat is beter as soen? Dis 'n liedjie van Lia. Wat so is niks, Lia is wonderlik, maar dis soveel meer. Dit is ons soek dit. Ja, want dit is hierdie gevoel. Kom ek red jou nou hierso. Voor ek in die moeilikheid kom. Vanaand sal ek vir my vrou gedig lees. Dit sal alles mooi wees, Gerry, los my uit. Maar mag jy 'n wonderlike liefdevolle dag hê, Gerry. Jy ook, Rias. Ja, ons sien mekaar dan weer volgende week. Wat maak so?